Jesus om, as my bange hart van weemoed en pyn vol vlug. As my laste druk en ek lag moet buig, tot ek moeg en moedeloos sug. Jy gee om, my Heer gee om, sy hart is week met my leed, as die dag lank is en ek s'nags bang is, weet ek my Heer gee om. Jesus om, as my hart bezweek in die duister nag van vrees. As die daglig val en die skadu's dal, sal die Heer ook dan by my wees. Jy gee om, my Heer gee om, sy hart is week met my leed, as die dag lank is en ek s'nags bang is, weet ek my Heer gee om. Jesus om, as versoeking kom en ek voor die druk bezwyk. As my wange gloei en my trane vloei, sal sy hand my dan nog bereik. Jy gee om, my Heer gee om, sy hart is week met my leed, as die dag lank is en ek s'nags bang is, weet ek my Heer gee om. As die dag lank is en ek s'nags bang is, weet ek my Heer gee om. ‘n geseënde Sabbat aan julle almal. Baie dankie vir die twee dames ook vir daardie mooi lied, lieflike lied. En ek beamoen wat ons ouderling eintlik gesê het vanoggend. Dit is ook een van my gunstelinge. En ek sê altyd dat wanneer so 'n lieflike lied eintlik gesing word, dan maak dit my net kalm. En ek sê vir u baie dankie daarvoor. Baie dankie ook aan die tegniese span wat my gaan bystaan vanoggend met die skyfies wat hulle dan ook sal aanvul tot die preek.
Die titel van my preek vanoggend is om jou tong aan Satan vir 'n kort rukkie te leen. En veral in die Bybel word die tong geassosieer met spraak, dit wat ons sê. En wanneer ek die woord tong gebruik, sien dit dan binne die konteks van spraak, dit wat ons sê. Ons skriftuurlesing kom uit Genesis 1 vers 27 en ook Psalm 33 vers 9 en Genesis 3 vers 12 en 13. Ek begin eers met Genesis 1 vers 27 en dit lees as volg. God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. Dan lees ek Psalm 33 vers 9. Want hy het gepraat en dit was daar. Hy het beveel en toe staan dit daar. En dan Genesis 3 vers 12 en 13. Die mens het geantwoord. Die vrou wat u gegee het om aan my sy te wees, sy is die een wat vir my van die boom gegee het en ek het geëet. Kom ons sluit ons oë. Ons hemelse Vader, ons vra dat die boodskap wat ek sal bring, dit deur die Heilige Gees gelei sal word, my God. Maar maak ons harte reg om ook hierdie boodskap te kan aanvaar en dit ook dan te kan uitleef, my God, in Jesus naam, amen. E.G. White in Patriarge en Profete stel dit vir ons as volg. God het die mens reg geskape. Hy het hom met edel karaktertrekke bedeel, sonder enige neigings tot sonde. En met die wete dat God hulle skepper is, en die soete verhouding wat hulle met God voor die val gehad het Adam en Eva se tonge totaal aan God behoort. Die bewys lê daarin dat wanneer die voëls so opgeruimde lofgesang tot die Skepper opgestyg het Adam en Eva ook hulle dank aan die Vader betuig. Adam en Eva kon God se lof sing en dankbaarheid betuig, want God was hulle Skepper. Hulle het God gevrees, gerespekteer en die hoogste eerbied en ontzag vir God gehad. Engele het Adam en Eva besoek en met hulle Skepper same swyn geniet. Is dit ook nie so dat wanneer ons tonge aan God behoort, dat die engele dit plesier vind om in ons teenwoordigheid te wees nie? Solank Adam en Eva daardie noue verhouding met God gehandhaaf het, gehoorsaamheid aan hom betoon het, vertroue in hom geopenbaar het hulle vermoëns om lief te hê steeds toegeneem. Hulle sou voortdurend nuwe bronne van geluk ontdek en die begrippe van die onmeetbare, onfeilbare liefde van God opdoen. Ons tonge sal dan lelik aan Jesus behoort as ons lewens gekenmerk word deur die Here te vrees, respekteer en die hoogste eerbied en ontzag vir God te toon. Liefde en geluk in ons harte, 'n noue verhouding met God. Die verdere ontdekking van die onfeilbare liefde van God en die wysheid wat ons van bo sal ontvang. Ons tonge sal dan gekenmerk word deur die volgende: vredelewendheid, bedagsaamheid, inskikkelikheid, voldeernis, goeie vrugte, onpartydigheid en ongeveinsheid. Jakobus 3 vers 17. Maar toe kom die val van die mens. In Genesis 3 vers 12 en 13. Die mens het geantwoord: die vrou
wat U gegee het om aan my sy te wees. Sy is die een wat vir my van die boom gegee het en ek het geëet. Vers 13. Die Here vra toe vir die vrou: "Wat het jy nou gedoen?" Die vrou het geantwoord: "Die slang het my bedrieg en ek het geëet." In plaas daarvan om van Satan weg te vlug, het Eva toegelaat dat Satan haar besig hou en ooreed om van die vrug te eet wat God hulle verbied het om van te eet. Dwars deur die geskiedenis van die mens is bewys dat as ons toelaat dat Satan ons besig hou, ons vermaak, kan dit slegs lei tot groter probleme, want Satan is 'n bedrieër, fel en wreed, subtiel, arrogant, algeheel boos. Satan sal probeer om jou te mislei, sodat jy jouself skade aandoen. Hy probeer om vir jou 'n leuen te verkoop, wat veroorsaak dat jy 'n vernietigende gedragspatroon kies. Maar kom ons kyk wat verder gebeur. Eva gaan verder deur haar tong vir Satan vir 'n kort rukkie te leen, deur vir Adam te oortuig om ook van die vrugte te eet. Die Bybelkommentaar dui aan dat voordat Adam geëet het, moes 'n gesprek tussen hom en sy vrou plaasgevind het. Moet hy sy vrou in haar pad van ongehoorsaamheid volg of haar opgee? Sy vrou se oorredingskrag, tesame met sy liefde vir haar, het hom ooreed om die gevolge van haar val te deel. In Genesis 3 vers 12 sien ons dat Adam se tong ook nie meer aan God behoort nie, want nou blameer hy vir God en Eva, maar nie homself nie. Adam se antwoord was 'n slinkse en ontwykende verskoning vir sy verleentheid wat neerkom op 'n beskuldiging van God. So het Adam se karakter verander. In vers 13 sien ons dat Eva op haar beurt weer vir Satan blameer. Satan op sy beurt blameer vir God. Elkeen het probeer om blaamvry te spring deur iemand anders te inkrimineer. In die boek Fit Forever deur Kay Kutzma skryf Larry Richardson onder die titel 3 Magic Words. Wanneer 'n mens ander blameer in plaas daarvan om verantwoordelikheid vir hulle dade te neem, word 'n baie onveilige omgewing geskep. Jy weet nooit wanneer jy vir iemand anders se foute geblameer sal word nie. As ons die 3 towerwoorde, dit is my skuld, meer gereeld sou gebruik in plaas daarvan om ander te blameer, sou ons 'n wêreld van liefde en vergifnis by die werk, by die huis, in die gemeenskap skep. Robert Morris dui aan in sy boek The Power of Words dat die gemiddelde mens ken ongeveer 10.000 woorde en hiervan gebruik ons gemiddeld maar net 5.000 in alledaagse gesprekke. Woorde wat algemeen gebruik word om idees, emosies, gebeure en begeertes oor te dra. Maar besef jy vanoggend dat daardie woorde dra enorme krag. Die krag om te genees of te verwond, aan te moedig of te ontmoedig, om die waarheid te praat of te mislei, te prys of te kritiseer. Is dit nie so dat ons moontlik nie genoeg dink oor ons woorde en hoeveel krag dit dra nie? Jou tong kan jou grootste vyand wees.
Jy kan die verbale gawe wat God in jou geplaas het, die tong wat ontwerp is om sy liefde en waarheid te kommunikeer, misbruik en dit gebruik om te manipuleer en te lieg. In die 3 eerste hoofstukke van die boek van Jakobus, maar meer spesifiek hoofstuk 3, sien ons die waarskuwing teen die skade wat die tong kan aanrig. In Jakobus 1 vers 26 dui dit aan: as iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei homself. So 'n mens se godsdiens is vergeefs. In Jakobus 3 vers 8 tot 10 sien ons vers 8: maar geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n onbestendige kwaad, vol dodelike gif. Vers 9: daarmee loof ons die Here en Vader en daarmee vervloek ons mense wat na die beeld van God geskape is. Vers 10: uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. Ek sal u graag ten sterkste aanraai, wanneer jy die tyd het, om deur veral hoofstuk 3 te lees ten opsigte van hoe giftig die tong kan wees. Het jou tong, dit wat jy sê, jou al ooit in die moeilikheid laat beland? Deur die tong vir Satan vir 'n kort rukkie te leen en dinge te sê wat hartseer en pyn veroorsaak het? Byvoorbeeld, jy wil iemand terugbetaal wat jou ernstig seer gemaak het of in 'n verleentheid gestel het. Jy sê, ek sal jou kry. Ek sal jou 'n les leer. Dan, jy wag vir daardie oomblik om daardie persoon voor vriende, kollegas, klasmaats of in 'n vergadering te verneder en volg dit dan op deur te sê, ek het net 'n grap gemaak. Net 'n grappie. Jy weet egter dat dit 'n leuen is. Mens kan nie snydende opmerkings sê en jy dit nie bedoel nie. Matteus 12 vers 34 sê vir ons: uit die oorvloed van die mond, uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Deur jou tong aan Satan te leen, kan jy met woorde letterlik 'n persoon aanrand. Jy mag nooit 'n hand op iemand lê nie, maar emosioneel en verbaal kan jy iemand slaan met jou woorde. 'n argument met iemand, 'n persoon, selfs jou vrou, wil jy ten alle koste wen, selfs al weet jy is verkeerd. Jy mag dalk die argument wen, maar jy is die verloorder. Want jy waardeer dit meer om die argument te wen, om die persoon dom te laat voorkom, as die eintlike waarheid. Satan verstaan volkome die krag om ons tonge aan hom vir 'n kort rukkie te leen, soos afgelei uit die volgende 4 voorbeelde. Nommer 1. Leuns vertel. Om leuns te vertel is verkeerd en tog so algemeen in ons samelewing. Onthou jy daardie wit leuen wat jy vertel het om uit die moeilikheid te kom? Die Bybel maak dit baie duidelik dat God leuns haat, omdat hy waarheid is. In Spreuke 12 vers 22 die woord van die Here sê: afstootlik vir die Here is vals lippe, maar hulle wat betroubaar optree, geniet sy goedkeuring. In Johannes 8 vers 34 word Satan beskryf as: hy staan nie by die waarheid nie,
omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy 'n leuen vertel, vertel hy dit uit sy eie, omdat hy 'n leienaar en die vader daarvan is. Dus wanneer jy 'n leuen vertel, selfs 'n wit leuen, leen jy tong aan Satan, omdat leuns vir God, die Vader, afskuwelik is. Die tweede een, verdeeldheid aan te wakker. Spreuke 6 vers 16 en 19 dui aan. Daar is 6 dinge waarin die Here weersien het. 7 is vir hom afstootlik. Vers 19. 'n valse getuie wat leuns uitdreig en iemand wat tweedrag saai. Dus wanneer jy toos aanblaas, veral onder Christenbroers en susters, dit is wanneer jou tong aan Satan leen. In sy brief aan Titus in hoofstuk 3 vers 19 tot 11 sê Paulus: vir my onsinnige dispute en geslagsregisters en stryery en haarklowery oor die wet, want dit is nutteloos en sinneloos. As iemand verdeeldheid saai, wys hom na die eerste en die tweede vermaning weg. Vers 11. Omdat jy weet dat so 'n persoon op 'n verkeerde pad en sonde doen. Sulke persone word deur Satan gebruik om onenigheid in die kerk te saai. Wees liewer 'n vredemaker as 'n moeilikheidmaker. Nommer 3. Skinder. In Spreuke 10 vers 18 lees ons: wie haat verberg, het 'n leenagtige lippe, en wie 'n gerug versprei, is 'n dwaas. Skinder is erger as diewe, want hulle steel 'n ander se waardigheid, sy eer, reputasie en geloofwaardigheid, wat byna onmoontlik is om te herstel. Wanneer jou tong gly, kan jou woorde dit nie terugkry nie. Skinder skei die beste vriende. Soms moet jy sagkens as Christene maar ferm wees en vir die persoon sê: moet ek dit regtig hoor? Morgan Blake, 'n joernalis vir Atlantic Journal, skryf die volgende en ek haal aan: I win without killing. I tear down houses, break hearts and wreck lives. I travel on the wings of the wind. No innocence is strong enough to intimidate me. No purity pure enough to daunt me. I have no regard for truth, no respect for justice, no mercy for defenseless. My victims are so numerous as the sands of the sea, and often as innocent. I never forget, and I seldom forgive. My name is gossip. Nommer 4, vertroue breek. Spreuke 11 vers 13 sê vir ons: wie as 'n skindertong rondgaan, openbaar geheime, maar 'n betroubare persoon hou die verborge. Het jy al ooit 'n vertroulike aangeleentheid met iemand gedeel, net om dit deur die wingerd aan jou terug te kry? Mense moet na ons toe kan kom en hul diepste en donkerste geheim vertel en moet veilig by ons wees. Hier praat ons nie van onwettige en gevaarlike aktiwiteite te verberg nie. Wanneer iemand iets met jou deel en jy stem in om dit met niemand te deel nie, beteken dit met niemand deel nie. As kinders van Christus behoort ons 'n veilige plek te wees vir mense om seer kry, foute, mislukkings en swakhede te deel. Maar soos ons hier sit, is ons Christene en ons tonge behoort aan Christus.
As Christene en met die wete dat ons tonge aan Christus behoort, gebruik ons woorde om brûe te bou, om klowe te span. Ons woorde verbind jou nie net met ander mense nie. Ons woorde verbind ons ook met God. Genesis 2. Lees, laat ons mense maak na ons beeld. So het God die mens na sy beeld geskep. Na die beeld van God het hy geskep. Ons is die enigste spesies op aarde wat ons hartse gevoelens, drome, hoop en planne kan kommunikeer. Diere kan syne stuur, maar hulle kan nie die diep dinge in hulle harte kommunikeer nie. Daar is iets kragtigs aan ons praat. Daarom is dit so belangrik dat ons leer om ons tonge te beheer. Dit kan of lewe of dood na ons verhoudings, ons lewens en ons toekoms bring. Laat ons verbind met God deur ons woorde. Vra God om ons te help om ons tong te beheer. Jy sien, Satan wil nie hê jy moet God vra om jou tong te beheer nie. Want jy weet as jy dit doen, sal jou tong lof aan God sing, danksegging en vreugde aan God betoon. Wat wil Satan hê? Satan wil liewer sê dat jy moet 'n brommer wees. Iemand wat met alles ontevrede is. In Tessalonisense 5 vers 17 lees ons dat ons sonder ophou moet bid, en as ons met God verbind word, is dit die kans minder vir Satan om ons tonge vir 'n rukkie te leen. As ons deur ons gebede met God verbind, verkeer ons in harmonie met die Heilige Gees en meer geneig wees om te luister na die Heilige Gees wat ons waarsku om nie ons tonge aan Satan te leen nie, om sy versoekings te weerstaan, om ons tong te gebruik om seer te maak, leuns te vertel, te bedrieg. As ons as kinders van Christus het ons as kinders van Christus het 'n karakter om te handhaaf, die karakter van Christus. Om die karakter van Christus te hê, beteken dat ons tonge aan Christus behoort. Dit is wat ons van die wêreld sal skei. Hoe meer van die Gees van God in ons woon, hoe meer sal ons tonge aan God behoort. Die Heilige Gees kan elke oomblik van elke dag met ons tong wees en ons leer wat om te sê. Die Heilige Gees kan ons monde vol maak met die regte woorde om te sê, en hier volg maar net 3 voorbeelde daarvan. Nommer 1, lof. Psalm 100 vers 4 sê, gaan sy poorte binne met lofprysing, sy voorhoewe met 'n loflied, loof hom, prys sy naam. Die kragtigste ding wat jou woorde kan doen, is om God te loof en om dankbaar te wees, omdat hy ons gemaak het, dat ons aan hom behoort, dat sy goedheid en troue liefde van geslag tot geslag duur vir ewig. Daarom vanoggend kan ons die lied loof hom, spreek van sy heerlike goedheid, loof hom, ewig met vreugde sang, uit volle bors sing. Nommer 2, verenig in gemeenskap. Wanneer ons tonge gebruik om in gemeenskap te verenig, begin positiewe veranderinge plaasvind. Ons begin vorentoe beweeg met ons arms om mekaar, want ons boodskap sal die van Christus se liefde wees. Ons harte sal gevul wees met blydskap, want ons gemeenskap sal uit die krag van die Heilige Gees kom. Nommer 3, woorde om ons gesinne te versterk. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte woord keer woorde weg,
maar 'n krenkende woord laat toorn opvlam. Laat ons woorde sorgvuldig kies. Die wêreld is al reeds wreed genoeg. Ons gesinne moet veilige plekke wees met slotte op ons tonge om ons kinders te beskerm teen woorde wat hulle sensitiewe siele kan seermaak. Dit is skrikwekkend om te dink dat in 'n oomblik se onnadenkendheid iemand vir die res van hulle lewe, dat ons iemand vir die res van hulle lewe kan skend. Soos byvoorbeeld wanneer ons sê vir 'n kind, jy is die domste kind op die aarde. Jy is nutteloos. Daardie woorde kan 'n kind diep skend. Laat ons tonge gebruik om mekaar aan te moedig. Met mondelike aanmoedig kommunikeer ons dat ons vir mekaar omgee. Ek is by jou. Hoe kan ek jou help? Ons wys dat ons in hom, haar en hulle vermoëns gee. Ons gee krediet en lof. Katie Kutsma again in haar boek Fit Forever sê dat daar een reël is wat sy probeer het om haar kinders te leer. En dit is ongeag hoe verergerlik, kwaad of ontsteld jy mag wees. Daar is 'n lyn wat jy nie mag oorsteek nie. Jy mag nie dinge sê wat ander seermaak nie. Jy sien, woorde is soos vere in die wind. Sodra dit uitgespreek is, ons kan ons wel berou hê, om verskoning vra en vergewe word, maar hulle kan nooit uit die hoorder se siege uitgevee word nie. Kom ons vra die Heilige Gees om ons tonge te tem en nooit iets vir ons huweliksmaats, ons familielede, ons kinders te sê wat ons nie vir onsself gesê wil hê nie. Ons kan self seer kry, pyn en selfwoede op 'n baie vriendelike manier deel. Ten slotte, laat ons dus as kinders van God altyd daarna strewe om ons dag te begin met die wete dat ons tonge aan Jesus behoort. Met die leiding van die Heilige Gees en die liefde van Jesus in ons harte sal ons tong die taal van 'n opregte hart praat. Laat ons altyd bid dat ons tong aan Jesus sal behoort en dit sal gebruik tot verheerliking van sy koninkryk en om gesonde verhoudings te bou. Amen.